Ons het Christo Koetser verlede jaar op Pasilla ontmoet kort nadat hy die eerste persoon geword het om met 'n eenwielfiets om die eiland Mauritius te ry. Soos 'n ware avonturier het die volgende uitdaging gou gewink en vroeër vanjaar het hy die Karibiese eiland Jamaica op dieselfde wyse platgetrap. Ons wil uitvind hoe dit afgeloop het en Charlene het hom in die Vredefort koepel by die African Olive Country Estate net buite die Vrystaatse dorpie Parys ontmoet. Christo lyk nie vir my na die tipe man wat hom sommer voor die televisie gaan neerplak nie. Want 'n mens moet nogal baie energie het as jy na 'n rit rondom Mauritius nog vir Jamaica ook kan sien. Ek weet nie, ek sal maar moet kyk of ek vandag by hom kan byhou. Christo se reis het op 28 Maart afgeskop en op die ou einde het dit hom 13 dae geneem om die 700 km kuslangs af te lê. Sy pa en bestuurder Theo het die ondersteuningswerk gedoen. Christo, laat ek sommer by jou begin. As ek aan Jamaica dink, dan hoor ek net vir Bob Marley en ek hoor reggae musiek. Is jy ook 'n aanhanger? Ja, verseker. Ek dink ook Bob Marley was die hoofinspirasie wat ek gehad het om Jamaica te kies as my volgende avontuurdestinasie. En ek wou baie graag deur die avontuur ook sy boodskap van hoop, liefde en vrede deur die eenwiel aan Jamaica ook oordra. Maar kon jy hom sy spoor vind? Het jy dalk van sy familie ontmoet? Ja, ek was gelukkig genoeg om die rit te begin by 56 Hope Road in Kingston, wat tans sy museum is, en daar het ek die kans gehad om van sy familie te ontmoet. Ek het die voorreg gehad om vir Rowan Marley te ontmoet, ook vir Julian Marley, wat albei seuns van Bob is, en ook sy kleindogter Donisha Prendergast. En 'n ander held van my wat ek ook die kans gehad het om te ontmoet was die vinnigste man op aarde, Usain Bolt. Hy het na die launch toe gekom van die One Wheel, One People, One Jamaica projek by die Bob Marley Museum. Theo, as jy nou eerlik moet wees, wens jy nie baie keer Christo wil nou maar sy eenwielfiets neersit en op hom met die malligheid en 'n aktuaris word nie? Nee, glad nie. Nee, hy is glad nie uitgeknip om in 'n kantoor te sit en papierwerk te doen en agter 'n rekenaar te sit nie. Hy is op sy beste as hy daar buite is en hy kan sy droom uitlewe en hy kan met kinders werk en hulle afrig met sport en daai tipe van ding. So nee, definitief nie. Christo, voel jy ooit dat jy nie net jou eie droom volg nie, maar dalk ook die droom van ander mense wat nie fisies daartoe in staat is nie of nie die innerlike krag het wat jy het om dit te doen nie? Ek dink verseker so. Ek dink deur my storie wil ek ook mense motiveer om hulle eie drome te volg. En ek het ook gelukkig die kans gehad om by min of meer 20 Jamaican skole te gaan praat en kinders te motiveer om hulle drome te volg in die lewe. En ook ander mense te wys deur my storie dat dit is moontlik is, al is daar baie teenstand wat die wêreld na jou te bring, is dit nog steeds moontlik om jou drome te volg. So ek dink verseker so, ja. Die boodskap van hoop en inspirasie is ook deur die owerhede ondersteun en tydens Christo se rit is hy aangewys as ambassadeur vir die Jamaicaanse Toerismeraad en die Suid-Afrikaanse Hoë Kommissie. Die rit was aansienlik langer as die 233 km wat hy in Mauritius gery het. Volgens hom was dit ook heelwat moeiliker omdat Jamaica heuwelagtig is en die paaie in die ooste van die eiland in 'n swak toestand is. Maar met slaggate en al het hy net 4 keer geval, ongeveer 54 km per dag gery en 'n gemiddelde spoed van 40 km per uur gehandhaaf. Christo, ek is skoonsdronk net van vir jou kyk, ek ry nie eers nie. Word jy nie baie keer van balans afgegooi nie? Ja, ek dink verseker een van die goed wat eenwielfietsry saambring is baie val, maar soos die lewe moet ons elke keer opstaan en weer probeer, weer aangaan. Vir die mense van Jamaica is 'n man op 'n eenwielfiets nie so 'n vreemde konsep nie, want ek dink iemand het 'n liedjie daaroor geskryf, nie? Maar toe hulle jou nou sien, hoe het hulle gereageer op jou? Hulle het my definitief met oop arms verwelkom. Een van die interessante dinge is Peter Tosh, wat deel was van Bob Marley se band, een van die original Wailers, het ook eenwielfiets of unicycle gery. En in 1987 het Early B ook 'n liedjie geskryf, One Wheel Wheelie, wat handel waar hy sing oor 'n man wat om Jamaica ry op 'n eenwielfiets. En 10 jare later kom Christo Koetser en hy doen dit. Baie profeties geweest, sou ek sê. Ek weet dit seker 'n baie onregverdige vraag, maar as jy 'n paar goed moet uitsonder wat jou sou bybly van Jamaica, wat sal dit wees? Ek dink verseker die kos, die kultuur, die mense, die aanhoudende reggae musiek wat oral uitgeboom word. En dan ook was daar 'n konstante reuk van die soet daggewalms wat om die eiland gerook word. En jy is natuurlik nooit een aangebied nie, nee. Gelukkig nie.
Die span se akkommodasie is deur plaaslike mense geborg en volgens Christo was dit baie spesiaal om so by die eilandbewoners aan huis te bly. Hy het ook geleer soutvis eet en Jamaikaanse koffie tel nou onder sy gunsteling drankies. Toe jy nou so die eiland deurkruis het jy dan 'n bietjie van die taal opgetel of hoe? Ja man, ek het baie van die Jamaican patois ondervind en gehoor en geleer toe ek om die eiland gegaan het. Ek het eers voor ek so toe gegaan het ek gedink dat net Bob Marley sal praat so. Maar toe ek daar gekom het ek gesien dat al die Jamaicans praat so en patois is maar 'n gebroke Engels dialek wat al die mense om die eiland praat. Jy het net so lekker in die warm wêrelde op eilande rondgery. Het jy nie nou lus vir iets heeltemal anders nie, soos 'n Trans-Siberiese tog of so iets? Ek dink nie daar sal soveel vrouens wees in die Trans-Siberiese tog wat my sal vra met hulle te trou soos wat daar in Jamaica en in Mauritius was nie. Okay. En jy reken dit is omdat jy goed lyk op 'n eenwielfiets. Ek dink is omdat ek so goeie maagspiere het van al die eenwielfietsry. Maar ek is nou weer lus om 'n bietjie te gaan ry. Ek wil sien hoe lyk jy op die eenwielfiets. Nee, dankie, ek is reg hoor. Ek het nie nog 'n huweliksantwoord nodig nie. Ek dink wat Christus se storie so inspirerend maak is nie net dat hy 'n uitsonderlike sportman is nie, maar die lewensfilosofie waardeur hy gedryf word. En dit is om die onmoontlike na te jaag. En hy is duidelik 'n baie gebalanseerde man. Net soos na sy Mauritius sukses, skryf Christo weer 'n boek. Die keer met die titel One Wheel, One People, One Jamaica. En dan kan ons seker net in spanning sit en wag vir sy volgende avontuur.